of julle die intensiteit ook van die woord vanoggend kon beleef. Mense gedagtes is ons nou beklomplek. Ons wil net vir jou vra, of die krisis hier in die Here Jesus se lewe ook vir jou vanoggend moed gee, krag gee, maar ook vertroue gee. Ek wil vir jou vra of die manier waarop die Here Jesus met sy Vader werk, en die manier waarop hy hom vertrou, of dit jou ook aanmoedig om vanoggend ook hier 'n punt te bereik en 'n punt te beleef om te sê, Here, ek gee oor. Ek gee my kind, Frans, as eerste ene, as Christian, gee hom vir die oor. Ek aanvaar die gesag vir hom. Vir Minke, U is haar God. Sy is maar net vir ons gemeen. Here, ek aanvaar dit, want ek vertrou U. Want ek ken U persoonlik. Ek weet, Here, ook in julle eie lewe en in die lewe van die mense rondom julle, dat julle ook kan sê, ons weet, God is 'n God van liefde, dis 'n God van genade. Dis iemand wat omgee. Al moes die Here Jesus deur sy krisis werk, al moes hy in elk geval die prys betaal, hy is nie daaruit gered nie, hy moes dit loop, maar hy sit nou aan die regterhand van God, hy is verheerlik by sy Vader, want hy het sy Vader vertrou. Dat die mens vanoggend ook kan sê, Here, vanoggend is ook hierdie simbool van vergifnis, hierdie simbool van bevryding, hierdie simbool van afwassing, mens moet ook sê, die simbool van heiliging, is vanoggend vir ons genoeg om te weet, dat my kind behoort aan U. En ons sal vir haar en vir hom vertel, jy behoort aan God, my kind. Hy regeer oor jou lewe. En dat dit 'n mens bevry, geliefdes, van al die angste. Gaan my kind 'n hoofseun word? Gaan my kind die hoofdogter word? Gaan my kind die persentasie behaal wat hy gehoop het hy op sy bestemming te behaal? Nee, dat dit 'n mens bevry deur te sê, ek het 'n Vader in die hemel, wat na my seun Christian, my dogter Minke en na Jelani sal kyk en ook na ons sal kyk. En geliefdes, kom ons trek dit deur. Elkeen van u wat hier in die bank sit, elkeen van die naam van die Here Jesus Christus bely. Dis ons enigste hoop vir 2012 ook vir die gemeente. Dat dit die Vader is wat sy sambreel van genade oor ons opmaak en wat vir ons sê, vertrou my. Ek sal my wil oor julle lewe laat geskied. En ek weet nie van u nie, ek is bang daarvoor. Maar sjoe, ek sien uit daarna. Want dit is 'n avontuur om te sien wat God met ons elkeen gaan doen, en ook met ons kinders, en met wie ook al. So daarom wil ek vra, dat Frans ingebring sal word. Opa, jy kan maar vir Frans bring, vir Christian, skies dat jy met Frans was af. En dan wil ek ook vra, dat kom maar ook vir Minke moet inbring. Jelani, jy kan saam staan, kom jy na ons toe. Ek wil vir julle vra, dat julle na die gemeente toe draai. Is 'n paar fotograwe wat julle graag wil afneem. Opa nie baie dankie, my alweer sê, prachtig. Kom staan julle twee sommer hier so by die van kyk, mooi goed. As jy daar nie staan, nou geliefdes, ons is 'n geloofsgemeenskap en ek wil amper vir jou vra dat jy ook simbolies vanoggend in die doopklomp kom staan. Dat jy ook ervaar hoe dat die Here aan jou self sy ongelooflike sakrament bedien. Dat jy op vandag beleef, maar dis jy wat hier staan, nie as ouer nie, maar as dopeling. Dat jy op vandag op jou knieë voor die Here neerval en ons sê, Here, ek wil vir u vra, vergeet van my eie begeertes. Vergeet van my eie gebede. Ek wil vir u vra, Here, dis my goed genoeg as u wil oor my lewe kan geskied. Kom ons bid saam voor ons dit doen. Dierbare Here, dis eintlik vir ons as gemeente 'n heilige oomblik. Here, ons staan voor 'n jaar wat vir ons onbekend is. Staan hier as paas en maas met ons kindertjies wat so broos is. En ons staan voor 'n God wat ons nie aldag verstaan nie.
wie se weë nie altyd vir ons bekend is. Maar ons staan voor 'n God wat ons weet, wat vir ons liewer het as enigiemand anders. En daarom Vader, Seun en Heilige Gees, wil ons nou kom bid dat U self op 'n wonderbaarlike manier ook vanoggend hier sal manifesteer. Want Here, U weet, hier sit vandag talle mense wat sal opspring en wat sal getuig en sê, in my krisusuur het ek die Here ontmoet. In my tyd van swaar kry beproewing, ja, met die dood van 'n geliefde, of met die moeilikheid of die spanning in my huwelik of in my gesin, of met die moeilikheid by my maatskappy, het ek die Here ontdek. En nou bid ek, Here, dat ons elkeen ook weer ons eie doop voor U sal beleef. En dat Christian en Minke, saam met Jelani, saam met Hanlie en Connery, saam met Frans en Madeleine, saam met die oumas en oupas sal beleef, hierdie dag is die eerste dag vir die res van my lewe. Here, ons vertrou U. Help ons om U te vertrou. Amen. Mense, dit wat ek nou doen is baie groter as ek self. Ek doen dit nou namens God, in sy naam. Minke de Tooi, ek doop jou in die naam van jou Vader en in die naam van jou Verlosser Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Mag jy, mamma en papa en sussie, altyd weet, God is vir jou lief. Die Here seën die dogter. Hierdie man verstaan alles wat die dominee sê. Hierdie man absorbeer soos 'n stuk spons. Christian, Nicolas, Frans, Olivier. Ek doop jou in die naam van die Vader, jou Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus, jou Verlosser. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, jou trooster. Mag jy ook, liewe seentjie, beleef dat God jou sien. Mag jy 'n wonderlike lewende verhouding saam met my, met God hê. Kom ons bid saam. Dierbare Here, hierdie is 'n simbool, maar dit is nie 'n formaliteit nie. Hierdie is vanoggend 'n sakrament, 'n goddelike seën, wat U vir sondaar mense gee wat twyfel, wat bang is en wat benoud word, wat onseker is. U gee ons hierdie teken vanoggend en U stuur vir ons almal by hierdie kerk uit, die wêreld in met 'n belydenis wat sê, ek weet ek is gedoop, of dit as kind is of dit as volwasse is, Here, dit maak nie saak. Maar ek weet ek is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek kan hom toelaat om sy wil oor my lewe te laat geskied. Daarom bid ons, Here, dat Stefan en Madeleine, dat hulle ook hulle eie doop vanoggend sal beleef. Bid, Here, dat Hanlie en Connery ook hulle doop sal beleef, en elkeen van ons hier, want dit is 'n goddelike gebaar. En ons bid nou, soos Jesus Christus, my Vader, laat U wil geskied. Amen.